Hallelujah. Bless your name, Lord. Praise your name. Yes, Lord. Thank you. Yes, Lord. Yes, God.
no one like you. You are holy, holy. There is no one. There is no one like you. You are holy, holy. There is no one. There is no one like you. You are holy, holy. There is no one like the Lord. There is no one like you. You are holy, holy. Sing, there is no one like the Lord. There is no one like you. You are holy, holy. There is no one. There is no There's no one like you. You are holy, holy. There is no one like you. You are holy. Here is groot, Here is almagtig, Here is lofwaardig, Here is pryswaardig. Here, daar is niemand soos U nie, my God, my Vader, Here. Die engele en die ouderlinge in die hemel verklaar, Here, dat U alleen heilig, heilig, heilig is, my God, my Vader, Here, want U, Here, het hemel en aarde gemaak, die volheid daarvan, Here. Daarom kan ons nie anders vanmôre, Here, as om U naam te loof, as om U naam te prys, om alle eer aan U naam toe te gee, Here. Ons kom sê baie dankie dat U ons weer eens, my God, my Vader, Here, geleentheid toevertrou, my God, Here, om by mekaar te kan kom, Here, om U naam groot te maak en te eer, Here, in aanbidding, my God, my Vader, Here. Vanmôre is ons dankbaar, Here, Here, vir die geleentheid, Here, wat U aan ons gee, my God, Here. U ken, Here, Here, U weet, Here, hoe U hierdie dag vir ons uitgesit het, hoe U hierdie diens, Here, vir ons beplan het, my koning. Here, kompleet, Here, dat U wil vanmôre in hierdie plek, Here, sal geskied, my God, my Vader. Ek kom teen elke mag van Satan. Ek verbreek sy bande, ek stel sy planne en kragte magteloos in hierdie gebou. Almal wat die ingekom het, wat moontlik te neergedruk voel, wat verdruk voel, wat gebroken voel, my God, Here, kompleet, Here, dat deur middel van U Heilige Gees, Here, wat gaan triomfeer in ons midde vanmôre, Here, kompleet ek, Here, dat U alle bande van Satan oor ons lewens sal verbreek, Here, sodat U meer van U self in ons kan word en ons minder van onsself, my God, Here. Alles wat ons gaan doen vanmôre, Here, Here, kompleet, my God, Here, dat U dit sal seën, my God, my Vader, Here, Here, want U het al reeds beplan, Here, die woord, Here, wat sal uitgaan, Here, kompleet, Here, laat dit 'n woord wees, Here, wat nie net wat ons wil hoor nie, my God, my Vader, Here, maar woord, Here, wat U wil hê, Here, U volk moet hoor in 'n tyd soos hierdie, Here. Kom, Here, nou kompleet, Here, dat alles sal seën, Here, wat gedoen sal word in Jesus naam, met vele danksegging en eer. Amen. Halleluja. Groete is aan die bishop, aan die kerkraad, aan elke broer en suster, in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die is die dag wat die Here gemaak het, vir ons om te jubel, om te juig, om bly te wees, amen, om hulde te bring aan die koning van die konings, amen. It is a day that we have been fortunately given, graciously given unto us, undeserved. So we have all right this morning to come and just give Him all the glory and give Him all the honor and give Him all the praise, give Him all the exaltation, give Him all the homage, give Him all the awe, give Him all the reverence. For the song just said that there is no one like our God. He's the Alpha and He's the Omega. He's the beginning and He's the end. He's high and He's lifted up. He's seated at the right hand side of God the Father in the highest heaven. Who
is worthy this morning. The Lord is worthy this morning. The Lord is worthy. Hallelujah. The Lord is worthy. Hallelujah. Jesus is worthy this morning. He's worthy this morning. Hallelujah. He's worthy. He's worthy. Oh, God is worthy. Ek voel so, ons moet die Here eer vanoggend in hierdie plek. Van hy is waardig. Can we give him some honor in this place just for a few moments? Knowing that he is worthy. He is worthy this morning in this place. Hallelujah. Die ouderlinge aan die hemel sê vir John, do not weep for the lamb of the tribe of Judah that was slain was found worthy to open up the book that was sealed with the seven seals, that no one in heaven and no one on earth was found worthy to open, but the Lamb of God that is sent to die on the old rugged cross was found worthy. So therefore, he deserves the praise this morning. He deserves the glory this morning. Father, so we bring you honor and we bring you praise and we bring glory and we bring reverence to you, O God. Acknowledging that you deserve the glory. You deserve the honor, Lord. You deserve praises, O God, for who you are. Set apart you are, O God, and sacred. Holy, O God, and worthy to be praised and honored. So we echo the angels in the heavenly beings, O God. Holy, 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 holy is the Lord God of hosts. Hallelujah, God. We bless you. The elders and angels, The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed
angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Send angels bow. Send angels bow. Worship you, Lord. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. And the angels bow down. But the redeemed, they worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Father, as we are in the spirit of praise, in the spirit of thanksgiving, I pray right now, Lord, as giving is part of our worship, I pray that you will bless every seed this morning that will be sown into your kingdom. The word say, Father, if we cast our bread upon the waters, it will soon come back to us. And I pray, Lord, every seed that is sown, Lord, that it will fall on good grounds, that it will die and bring forth a harvest in due time. Because the seed always has the potential to bring forth what is inside of it. Bless this morning each and every one of us, Lord, that is going to sow. I think of those, Lord, that are not capable of giving this morning. I pray that seed will be given to the sower, so that he can sow, Lord, so that he can get a harvest. Bless us this morning, and let your name be glorified. We pray in the mighty name of Jesus, and we give you all the glory. Can we do the declaration, and after that we'll go over to the word of God. Hallelujah. Mighty God, you are worthy to be praised. Let's get ready and declare, because the word of God say life and death lies in the power of the tongue. Here we go. I declare unexpected blessings are coming my way. I will move forward from barely making it to having more than enough. God will open up supernatural doors for me. He will speak to the right people about me. I will see Ephesians 3:20 exceedingly abundantly above and beyond favor and increase in my life. This is my declaration. I decree that God is bringing about new seasons of growth. I will not get stagnant and hold on to the old. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. This is my declaration in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So shall be it. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kom ons sing akeko ofana no Yesu. Hallelujah. Maak net so 'n bietjie los. Laai af. Prys die Here en gee vanmôre met die Here met oorgawe. Prys sy naam. Hallelujah. Let's go. Let's go. Akeko ofana no Yesu. Akeko ofana na ye. Akeko ofana na yes. Akeko ofana. Akeko. Akeko ofana na ye. Akeko. Akeko ofana na ye. Akeko. Akeko ofana na ye. Akeko ofana na ye. Somebody give God praise in the house and lift up his name.
worship team for blessing us this morning. Hallelujah. Ons het wel 'n verkorter iets wat bedoel ons kan nie die Here prys nie. Hallelujah. Dat bedoel ons kan nie luister na sy woord nie. Groet is in die wonderlike naam van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om saam met te kan wees. Ek net asemhaal. Asem in. Asem uit. Sy meer so fit soos ons was nie. Dat ek 'n kind was ek soos 'n kind gewees. All over rond gehardloop, maar nou wat ek 'n man is, kan ek nie meer so hardloop soos ek moet hardloop nie. Kom ons bid saam. U woord is deur en deur gelouter. Liewe Here, ek bid vanmôre dat U vir ons sal seën. En Here, die gedagte wat U op my hart gelê het vanmôre, dat dit 'n aanmoediging vir ons sal wees. Die uitkyk op nuwe hoop. En weet Here, in U het ons vrede. Word vanmôre verheerlik, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bly na Johannes hoofstuk 16 toe. Ek wil die 33ste vers, is die laaste vers, wil ek saam met u deel kortliks. Ons vra tog net verskoning vir ons besoekers, ons het 'n verkorte diens vanoggend, julle sal dink seker, is vroeg vir die boodskap vanmôre, né? Ja, is 'n bietjie vroeg, ja. Maar ons het 'n verkorte diens, because ons het goue family gathering. 'n Meeting wat ons gehou het, 'n paar goede wat ons wil discuss as gemeente. So as jy lidmaat is, jy moet by hierdie vergadering bywoon. Jy kan net verskoning maak tensy jy 'n skriftelike brief ingestuur het. So mondelings apologies werk nie. Jy moet bly in die vergadering. Johannes hoofstuk 16 vers 33. Sê die Bybel. En Jesus spreek hierdie dinge aan sy disippels toe. Dis die aand of die dag voor hy sy verhoor en die kruisiging deurmaak, spreek hy hierdie woorde. En dit is woorde wat hy spreek voordat hy in Johannes hoofstuk 17 met sy Vader die laaste gedeelte vir die laaste dinge praat. En met God die Vader praat voordat hy weet hy gaan voor verskillende mense verskyn en voordat hy die laaste avondmaal saam met sy disippels gaan sit. Kom in Johannes 16 en hy praat met die disippels en hy sê vir hulle hierdie woorde is amper 'n tipe van 'n afskeidsboodskap wat hy met hulle praat. En hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukkinge hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek wil nie titel aan die boodskap gee nie. Van as jy vanaf vers 1 regdeur kyk, het Jesus verskillende goede gepraat met hulle. Verskillende goede. Maar as ek dan moet, dan sê ek, hou goeie moed. As ek dit moet doen, ek wil nie boodskap 'n titel gee nie, maar as ek moet, because ek het nie titel gehad nie, maar die gedeelte het my gedagte gegryp, hou goeie moed. En hier staan ons by 'n gedeelte waar Jesus met sy disippels praat. En as jy die boodskap van daardie boodskap kyk, dan sal jy sien hy's in verskillende kategorieë is hy opverdeel. As jy juis van hoofstuk 1 versie 16 van vers 1 af tot vers 4 lees, sal jy sien waarvan praat Jesus. Hy praat daar met hulle oor wat in hierdie tyd gaan plaasvind. As iets wat gaan plaasvind, sê hy vir hulle, en hy sê vir hulle die woorde van my uitstaan in die gedagtes, julle sal wat? Is nie dat julle is verby nie of wat nie, hy sê julle sal verdrukkinge hê. Lees dit hoofstuk 1 vers 4, dan vind jy uit wat sê die Bybel daar. En hy praat juist met sy disippels, van ek dink in daai tyd, Johannes het ook ons disippels gehad, ons almal weet ons Johannes het ook sy disippels gehad. In daai tyd was die manne van die Here en die vrou van die Here wat die Here gedien het, uit die sinagoge verbann. Hulle was uitgejaag, hulle was uitgesit. En die wêreld het hulle begin onderdruk, hulle was onderdruk vir die evangelie van Christus.
Juist omdat hulle saam Jesus geloof het. En hier is Jesus besig om met sy disippels te praat en vir hulle aan te moedig en sê, kyk hierso man, ek sê nie dat julle nie deur tribulation sal gaan nie. Net juist omdat julle my dien. Juist omdat julle my dien en juist omdat julle my ken, sal julle deur tribulations gaan. En in elke kind van God se lewe sal daar 'n tyd in jou lewe kom waar jy deur verdrukkinge sal gaan. Maak nie saak wat die verdrukkings ook al mag wees nie. Verdrukking sal jy deurgaan. In watter vorm het ook al sal kom, jy sal dit deurgaan. Dit maak nie saak nie. En veral as jy 'n kind van God is en jy spreek die waarheid en jy verkondig God se woord met die waarheid, you will be called persecuted. Ek kan verskillende aanmerkings maak met manne van die Here, selfs hierdie disippels, wat juist die evangelie verkondig het. Wat het met hulle gebeur? Een was onderste bo gekruisig, die ander een was met olie verbrand en op die eiland van Patmos gesit. Verskillende dinge het met hierdie mense gebeur. Een was sommer met 'n spies deur die lyf gesteek. Verdrukkinge, moeilike omstandighede het hulle deurgemaak. Prys die naam van die Here. Hulle het deur situasies gegaan wat het gevoel het asof daar nie meer wees en Jesus hierdie ding gesit because hy sê ek gaan nie meer by julle wees nie. Is asof amper Brandon ek was julle covering. Nou voel die covering gaan nie meer daar wees nie. En Jesus sê vir hulle, ek weet julle gaan hierdie verdrukkings gaan. Ek weet julle gaan hierdie ding gaan. En die hele boodskap van bo tot onder word in een vers omskryf, in vers 33. Study, dan gaan jy sien. Study dat woord. Ek moes hom 'n hele paar keer lees om die understanding te kry. En toe sien ek, dit is als omskep in een paad van die skrif en is vers 33. Waar hy sê, en ek wil vanmôre wil ek hê jy moet 'n reality check. Wat ek vanmôre vir jy sê, it's a reality check. Die realiteit dat jy verdruk kan word, dit sal so wees. As jy kind van God is, it's a reality check vanmôre vir jou. You will be find tribulations. En as een ding verseker, as kind van God het ek geweet, dat die Here het nie ons 'n lewe gepromis wat nie tribulations gaan hê nie. Het hy dit gepromis? Maar wat het hy wel gepromis? Dit is wat hy promised. Hy het nie gesê, julle gaan nie deur dit gaan nie. Sometimes we going through that, so that our faith, ons geloof in die Here, sterk kan raak. So that we can build up our faith in Christ. Hallelujah. Dan as jy van, ek wil aangaan, because ek wil nie baie lank is, maar ek wil hê jy moet die kraks van die mette van hierdie boodskap kry. As jy van vers 5, en jy lees hom tot 15, dan ondervind jy 'n ander proses wat hier plaasvind. Vanaf vers 5 tot 15, guarantee Jesus vir sy disciples iets. Hy sê, ek kan weg. Maar wat sê hy? Wat sê hy? Come on, wat sê hy? Ek gaan die Gees stuur, halleluja, die Gees van die waarheid, wie die trooster is, die Heilige Gees sal kom. Hy sê vir hulle eintlik, dis beter dat ek moet gaan. Somtyds verstaan ons nie hierdie dinge nie. Wanneer iets somtyds weg van jou af moet gaan, sodat something better jou pad kan omkom. En Jesus maak die belofte met sy disciples. Ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. En wat sê die Bybel? Hy gaan julle leer. Hy gaan julle lei in alle waarheid in die Gees. Maar hy kom doen nie net dit nie. Wat kom doen hy? Wat is die ander ding wat hy kom doen? Die wêreld, wat kom doen hy met die wêreld? Kom aan, enige iemand wil sê, wat kom doen hy met die wêreld? Hy kom vertel die wêreld van sonde en hulle ongeregtigheid en die oordeel wat op hulle wag. Lees die skrif. As ek nou net vanaf vers 5 tot 15 lees die skrif, dan gaan jy ondervind. Ek stuur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is vir ons 'n vertrooster om te sê, moenie worry, ek is met julle, maar hy kom om die wêreld te oordeel van sonde.
Die ander ding wat die Heilige Gees kom doen, hy kom getuig nie, is wel sy dispensasie, maar hy getuig nie van homself nie. Hy getuig van die waarheid. Wie is die waarheid? Johannes hoofstuk 14 vers 6, wat sê Jesus vir Thomas? Ek is die weg, ek is die waarheid, stop daarso, en ek is die lewe. Wie is die waarheid? Christus Jesus is die waarheid. So die Heilige Gees kom na hierdie wêreld om die sondars mens te oortuig van Jesus Christus, van sy kruisdood, vir jou sonde, en het getuig van die heerlikheid van God wat daar is. Sy primary task is om die wêreld te oortuig van sonde, ongeregtigheid en oordeele. As jy die skrif lees, as jy die Bybel sê, omdat hulle in my nie glo nie. Hulle sonde omdat hulle my nie glo nie. Wat sê dit vir jou? Omdat hulle in my nie, as iemand in my nie glo nie, dan is hy wat? As iemand in my nie glo nie, wat is hy? Ons weet hy is 'n sondaar, maar wat is hy? Oudie, hoe sê jy? Ongeloof. Het jy geweet ongeloof is sonde? Om nie in die Here te glo en te glo wat sy woord sê nie. Ons praat so baie van al hierdie klomp tipe sondes, maar weet een van die grootste dinge, ongeloof is 'n groot sonde. Baie van ons sê, ons glo die Here, ons glo in die Here, ons glo in die Here, maar wanneer situations kom, regtig, Here, gaan jy vir my regtig, is ongeloof. Is amper jy glo die Here kan dit nie vir jou doen nie, van jy question wat hy vir jou sê. Is dit die waarheid? Jy question wat hy vir jou sê. Ek gaan nie die distinction nou maak tussen klein gelowig en ongelowig nie. Sal weer aan 'n dag oor dit praat. Maar een ding is ek verseker, die Heilige Gees, hy is die Gees van die waarheid. En hy kom juis om die wêreld te oortuig van hulle sonde en die wêreld te oortuig van die oordeel. Hy kom om dit te doen. En as jy in die hoofstuk lees en jy kyk van vers 16 af tot vers 24, spreek die Here iets wonderlik met hulle. Praat hy met hulle. Ongelukkig, ek wil nou nie die hele gedagte lees nie, maar jy kan soos ons gaan, kan jy deur dit gaan. Maar as jy die samevatting vat in hoofstuk 16, vanaf vers 16 tot 24, gebruik Jesus die metafoor van 'n vrou wat geboorte gee. Kyk jy daar. Hy maak 'n gelykenis, metafoor is 'n gelykenis, maak hy van 'n vrou wat in lybe is. Die pyn, kyk jy, ek wil nie so oor die ding praat nie, want ek weet nie. As daar mense wat kan praat, is dit vrouens wat kan praat oor die ding. Maar as jy as mense oor die dinge kyk en jy sien die pyn wat hulle op hulle gesigte straal, en so aan en jy sien wat hulle deurmaak met die dra van daardie kind, die lybepyns en die dinge, die ongemaklikheid wat hulle het in al die dinge, en nou en dan kry die man so, hey, los my man! Dit draag so 'n autoshape en wat ook al, en jy verstaan nie, maar laat hy vrou aan daai kind geboorte gee. Dan sê jy vir my, dink sy nog aan hy pyn. Want as hy kind geboorte gee, dan smile sy. Die Here sê vanmiddag vir ek en u, dat al morning, dit maak nie saak die verdrukkings wat ons deurgaan nie. Dit maak nie saak die pyn wat ons verduur nie. Dit maak nie saak wat die situasie in jou lewe is nie. Your mourning will turn into joy. Jy gaan lag soos hy vrou wat geboorte gee aan hy kind, en sy sien hy baba huil, en sê, dit is my baba. Jy gaan daardie dinge wat jou so onderdruk, die omstandighede van die lewe wat jou so aanval, die sonde wat jou lewe so toesak, en die Here kom en die maak jou los, dan sal jou droefheid in blydskap verander.
will turn into joy. Because die wêreld kan nie blydskap gee soos God blydskap gee nie. Die wêreld se blydskap is van korte duur. Die wêreld se blydskap is net vir 'n nou en 'n oomblik. Wat sê die wat sê dit? The joy of the Lord. Die blydskap van die Here is my sterkte. Het maak nie saak hoe dit al druk en wat ook al nie. En dis nie van dit Brendan, dis waarom as hierdie manne gepersecute was, dan smile hulle lag, hallelujah, because hulle weet there's a greater joy waiting on me than this life. Jy weet, ons maak asof hierdie wêreld alles is, dit maak asof dit wat ons deurmaak, die Bybel noem dit is van korte duur. Is van korte duur. Maar ek weet daai dag, wanneer die bassyne gaan blaas, en Christus kom op die wolke van die hemel, en die gelowiges wat in die dood is, word opgewek, in 'n onverganklike liggaam, en ons, wat in die lewe word, sê die Bybel, sal verander word, dan sal ons in die wolke weggevoer word, met die Here, en hy sê, so sal ons altyd by die Here wees. Hy sê, bemoedig mekaar dan met daardie woorde. I want to encourage you, hallelujah, it doesn't matter if this world is persecuting us. Let me tell you, we're coming to a time and it's already here. Look at what is busy happening in our country. Kyk wat in ons land besig om te gebeur. Hoe mense wil die kerk wil regeer en vir die kerk moet sê hoe die kerk dinge moet doen. I know what I'm talking. I'm sitting in meetings and I know what is going on. And I can see how the devil is busy infiltrating to shut up the mouth of the church. Is nie ver van dit af weg nie. Beloveds, ek wil vir u sê, ons is nie ver van dit af weg nie, wat die kerk se mond toegemaak wil word nie. There's a bill in parliament. Hoe kan die wêreld vir God sê hoe om te werk? How is it possible? En dit gaan kom Brenda by die feit dat wanneer vir dit wat jy moet staan, gaan ons sien, gaan jy staan vir dit, halleluja. Dat wat jy altyd gepreek het en gesê het, gaan jy staan vir dit wat jy gesê het. Then the church, let me tell you, the church is already busy be persecuted. Dan gaan die kerk vervolg word. Dan, ek wil amper sê, dit is hel op aarde wat besig is om los te breek. Is nog nie by ons, kyk die ander lande. Look at the other people in the other lands. Hulle kan nie openbaarlik soos ek nie met 'n Bybel en iemand wat die woord van die Here praat nie. There's no such way that you can do it. But it's coming. And it's coming abruptly. As a church, we need to make ourselves ready. Ek wil conclude. Vanaf vers 25 tot vers 33 gee die Here vir ons as die kerk die oorwinning. Ons word die oorwinning gegee. Die Here sê, be of good cheer. Is dit good cheer, ne? Hou goeie moed. Ek wil jy moet hoor wat ek nou sê. Hou goeie moed, moenie dit worry. Luister jy, ek het die wêreld oorwin. Wat het ek nog gesê? Wat het ek nog gesê? Ek het die wêreld oorwin. Imagine, jy het verloor. Jy wen. Hoe kan jy nog verloor? Jy sien, die Here praat nie in present tense nie. Hy praat nie in future tense nie. Hy praat in the past tense. Luister die skrif weer. Ek het. It means it's done. It's a done deal. It might not look so, but it is a done deal. Ek gaan nie nog die wêreld oorwin nie. Nee. Ek gaan nog in die toekoms, gaan ek nie weer. Ek het al reeds oorwin. En ek en u kan met daai victory loop, sodat wanneer ons aan hom staan, ons staan in victory. Ons staan net ons nog victory gaan kry nie, en omdat victory op pad is nie, maar ons is al reeds in die oorwinning in Christus Jesus. Daarom sê die Bybel in Romeine 8 vers 38, wat sal ons sê van
al hierdie dinge. En hy kom by die laaste gedeeltes van die Bybel en hy sê, ek is daarvan oortuig en ek is daarvan verseker. I'm so sure of it. Terwyl Paulus die brief aan die Romeine skryf, ek is so oortuig van dit, dat geen lewe, geen dood, geen magte, geen government, geen hoogtes, geen dieptes, geen laagtes, geen engel uit die hemel of onder die aarde, niks kan my skei van die liefde wat daar in Jesus Christus is nie. Kan die kerk amen sê? There's no ways, because God already has the victory, and the victory is mine. Hallelujah. I'm done. I'm done. It's done. Because God has already given us the victory. So don't let any devil or high thing or thing of the future or this government tell you anything. Say, I'm a conqueror. Because God has given me the victory. Hallelujah. Prys sy wonderlike naam. Victory is mine. Victory is mine. Let's sing it slow. Victory today is mine. Say, God told Satan, get thee behind, get thee behind. Yeah, 'cause victory today is mine. Come on, sing it as a victorious person this morning. Say, victory is mine. Victory, victory is mine. Victory today is mine. God told Satan, get thee behind, get thee behind. Yeah, well, victory. Let's sing it for the very last time that we close the service. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory. Victory today is mine. Today is mine. 'Cause God told Satan, God, get it behind, get it behind. Victory today, victory today. Come on, let's say it for the very last time. Victory today is mine. I said victory is mine. Victory. Yes, victory today. God told Satan, get it behind, get. 'Cause victory. Dankie dat ons weet, Here, ons hou goeie moed. Omdat die oorwinning alreeds ons in is. Dis klaar gewen. En Here, dankie vanmôre dat U, soos U met die disippels gepraat het, die laaste woorde voordat U, Here, op pad was na die Villa della Rosa, wat ons, Here, dat ons ook so sterk sal staan. No matter what the cost. Maak nie saak wat nie, dat ons staande sal bly. Van oorwinning het ons alreeds. Word verheerlik vanmôre, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen. Sekretary. Goeiemôre
worship, visie elke broer en suster in daardie onveranderlike naam van ons koning Jesus. Ons gaan eers vir ons leader Shamel na vorentoe roep om haar gedeelte te doen. Baie dankie. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ek het nou gedink ek sprei vring is vry so maar ek dink is my nou net reg nie. Eerstens wil ek eers te hoor of daar besoekers is hier vanmôre. Is daar besoekers vir hier vanmôre? Niemand nie? OK, so ons almal is huiskinders. Ek gaan try om kort te wees. Dat ek net gou hier so ingaan by die skriffies. Prys die naam van die Here. OK, dis nou aan die huiskinders vanmôre. Die woord van wat die Here vir my gegee het vanoggend was Psalm 100. Juig tot eer van die Here. Almal op aarde dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere. Sy tempel met lofsange. Dank hom en prys sy naam. Ek glo deurwaar is Heilige Gees was hier vanoggend. Amen. Hy was hier vanoggend. En dit is 'n voorreg vir my vanmôre om die verwelkoming te doen en om hom te verwelkom in ons teenwoordigheid vanmôre. Ek dink die Heilige Gees het gedoen vanmôre wat hy altyd wil doen. Is net om so 'n bietjie in ons harte te werk. Prys die naam van die Here. Heilige Gees is 'n mooi persoon. Jy weet nie altyd wat om te verwag nie, maar hy doen in hulle wat hulle self wil oorgee aan hom. As ons net die lied sê, I surrender all. Ons het oorgegee vanmôre, dierbares. Prys die naam van die Here. Dan het ons die birthdays en die huweliksherdenking. Ek gaan eers vra vir u om op die bene te staan. Die birthdays en die huweliksherdenkings. Prys die naam van die Here. Kan ek julle vra om net vorentoe te kom vir ons? Prys die naam van die Here. Halleluja. Amen. Ek het 'n skrif hier wat ek aan julle wil gee vanmôre. Halleluja. Die Suster Ronwen, julle. Die Suster Ronwen. Prys die naam van die Here. Dit is die birthday, Suster Grootboom. En Suster Ronwen. Psalm 118:24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. U ken die geboortedatum. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ons First Lady is een van haar gunsteling skrifte, Psalm 139. U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep, want u gedoen het, wat u gedoen het, vervul my verwondering. Dit as ek verseker. Prys die naam van die Here. Ek hoop julle het die dag geniet. Prys die naam van die Here. Dan is dit die huweliksherdenking. Staan Suster Sofie. Prys die naam van die Here. Halleluja. Halleluja. Prys. Dit is nou ons suster Soline Swart. Graham is hier vanoggend die prys nou. Ek het ook 'n skrifgie wat die Here op my hart gelê het vir julle. Is in Markus 10:9. Hy sê wat God dan saamgevoeg het,
mag geen mens skei nie. Dan praat Korintiërs, 1 Korintiërs 13, hy is van 4:7. Kyk, ons is mos lief vir ons manne. So, ek dink Korintiërs herinner ons net aan hy liefde. En hy sê die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Hy sê die liefde bedek alles. Prys die naam van die Here. Halleluja, dit is al wat ek kan sê. Baie dankie. Ek is nou nie 'n singer nie, so ek weet nou nie gaan julle sing vir die birthday mense nie. Gather every Sunday morning at 9 o'clock at church. Please send the kids. If you have any questions, please contact Super Eugene. Super Eugene, kan u op die bene staan sodat hulle kan sien? Dit is ons Super Eugene. Daar is nog baie kindertjies wat nog nie aan die Sunday school behoort nie. Kom in kontak met ons Super asseblief. Young adults gather die 5de June om 6:30 by die kerk. Die topic van discussion is LGBTQ. Hulle het ook nou 'n plus. All ages from 25 to 45 is welcome. Youth will gather Friday the 12th of June at 6 p.m. at church. Theme is spiritual disciplines. Kerkraad vergader die 18de June om 7 uur by die kerk. 20ste June word alle vaders graag uitgenooi na 'n wonderlike Vadersdag byeenkoms hier by die kerk. Alle vaders is meer as welkom om in te skakel. Verdere inligting sal in die loop van die volgende weke afgekondig word. Hierdie week se wijkdienste is soos volg. Calvin 1, Dinsdag aand troostbiduur by 78 Liebenberg Road om 6:30. Calvin 2 kom Dinsdag aand by Suster Celestine by mekaar. Salt Lake Barcelona kom Dinsdag aand by ons broer Deggefoot se woning by mekaar. Nommer 21 Libra Straat in Barcelona. Daar word graag gevra dat almal daar moet wees. Acadia kom Dinsdag aan by ons Suster Joyce Bachus by mekaar. Bloemendal en Fernwood Park kom Dinsdag aan by ons Suster Tilly se woning by mekaar om 7 uur. Woensdagoggend se susters biduur is 10 o'clock hier by die kerk. Alle susters wat by die huis is, u word graag gevra om in te skakel. Saterdagoggend se 7 uur gebedsessie gaan nog steeds voort. En 'n spesiale begroeting en verwelkoming aan ons brother Colin Brown wat nie wou opgestaan het nie. Gebedsversoek, ouder Barrel se broer wat tans in POC is en ons brother Elvin se pa wat ook nie so wel is nie, wat op pad is dokter toe. Have a blessed week and remember we walk in faith and not by sight. Amen. Praise God. Kom ons bid net vir versoeke. Liewe Here, u het vanmôre gehoor die versoeke wat voor ons is. Ek wil in die besonders bid, Here, dat u hulle sal ontmoet, elkeen in die area wat hulle nodig het. Ek wil bid, Here, dierbare Heilige Gees, dat die sieke sal aanraak en gesond sal maak. Word verheerlik, seën vir ons in Jesus naam. En seën hulle, Here. Amen. Kom ons staan, terwyl ons die seën gaan uitspreek en in die ongenaam. Die Here sal vir ons seën en die Here sal vir ons behoed. Die Here sal sy aangesig vir ons laat skyn en die Here sal ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig vir ons verhef en ons vrede gee.
Maar die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons bly, vanaf tot Jesus kom, in Jesus naam. Die volk van die Here wat glo, sê amen.